Welkom by nog 'n video uitgawe deur Dirk E-Teacher, Dirk E-onderwyser met uniek geïllustreerde taalkonsepte in Afrikaans of Engels, aangebied as taallesse vir skool- en tuisonderrig. Bedrywende en leidende vorm nommer 6. Uitgebreide sinne. Kyk asseblief eers na die ander video's nommers 1 tot 5, omdat sekere beginsels nie hier herhaal word nie. Die inhoud sluit in die volgende. 1. Identifiseer die werkwoord, onderwerp en voorwerp soos normaalweg. 2. Die goue reël omkring eers die werkwoord. Op die regterkant het ons die sleutel in 2 kolomme. Kolom 1 is die afkorting en kolom 2 die betekenis, alles in kleure gekodeer. Die idee is aangepas uit Stompie, waarmee julle almal reeds vertroud is. Sekere kodes is uit Engels oorgeneem, maar ook aangepas vir Afrikaans. S, subjek, onderwerp. W1, werkwoord, natuurlik die werkwoord, hoofwerkwoord, of as daar in toekomende tyd of in verlede tyd gepraat word, dan is dit die hulpwerkwoord. T is tyd, O is objek of voorwerp, A is agent, dis die subjek van die bedrywende vormsin, M is manier of wyse, P is plek, W2 is dan die hoofwerkwoord, as dit, soos ons gesê het, verlede tyd of toekomende tyd is, en dan I is die infinitiefkonstruksie. Die leidende vorm is nie presies soos die bedrywende vorm nie. Hier het ons die kode aangepas van Stompie na Stampie toe. So, hier is 2 moontlikhede. As ons kyk na die 2 variante wat gegee word hierso, deur A word baie keer omgeruil met M, manier, en dan kry mens in plaas van Stampie, kry jy Smapie. Lees, praat en skryf asseblief saam. Meeste grafika, Microsoft Designer, klik asseblief die skakel onder die video vir aangepaste werkkaarte in PDF formaat. Stop die video soos wat jy nodig het om weer en weer te kyk. Neem jou tyd en keer terug na dele wat vir jou nie duidelik was die eerste maal nie. Opmerkings oor Stompie of Stomp. Stompie is bedoel om Engelssprekende Afrikaans tweede taalleerders te lei. Stompie is 'n riglyn, 'n resep, 'n eselsbrug, 'n gehebrug, wat ook al ek dit wil noem. Dis nie 'n taalreël nie. Afrikaans moedertaalsprekers kom sonder Stompie klaar. 'n Sin hoef nie al die Stompie elemente te bevat om volledig te wees nie. Stompie werk hoofsaaklik net in die bedrywende vorm. Kom ons neem 'n voorbeeld. Die kinders eet vanoggend koek. Ons het ons subjek, ons het ons tyd en ons het koek. En natuurlik die werkwoord hierso ook. So, dit is net STO. Kom ons kyk hoe lyk dit in die leidende vorm. Koek word vanoggend deur die kinders geëet. En daar is my volledige sin. So nou kyk ons na die leidende vorm kodes. Dis STA. Hoekom A? Want die subjek van die bedrywende vormsin funksioneer as 'n agent. Kyk na die kode op die regterkant hier, as die agent van die leidende vormsin. Dit word nie meer subjek genoem nie, en dit is definitief nie die objek van die sin nie. Stompie volgorde is soms vreemd of uitpas met die algemene taalgebruik. Bedrywende vormsin, kom ons kyk na 'n voorbeeld daarvan. Terwille van kontinuïteit word die tabel of die kodes op die regterkant hier gewys. Ons neem 'n bedrywende vormsin. Robert speel elke dag gitaar mooi. En dit klink nie mooi nie. Robert speel elke dag gitaar mooi. So mooi is uit plek uit daar. Kom ons kyk na 'n beter voorbeeld. Teenoor. Versus beteken teenoor. Robert speel elke dag mooi gitaar. En dit is beter Afrikaans. Ons kyk na die leidende vorm van daardie sin.
Gitaar is my nuwe subjek van die leidende vormsin word elke dag mooi deur Robert. Weer eens, deur is my voorsetsel wat gaan saam met my agent, my voormalige subjek van die bedrywende vormsin. So gitaar word elke dag mooi deur Robert, en nou kom my werkwoord 2 gespeel, en daar is my sin volledig in die leidende vorm. Ons kyk na nog 'n voorbeeld. Robert speel elke dag mooi gitaar tuis om sy maats te vermaak. En nou 'n belangrike ding hier is, ek kan my woordorde, die komponente of die elemente van 'n sin verander, afhangende van wat ek wil beklemtoon. Ek kan sê, elke dag speel Robert mooi gitaar tuis om sy maats te vermaak. Ek kan ook sê, om sy maats te vermaak, speel Robert elke dag mooi gitaar tuis. So, stampie, stompie, wat ook al die geval is nie 'n reël nie, dis net 'n riglyn, en dan gaan kyk ek, wat wil ek met die sin maak, en wat probeer ek beklemtoon, en wat wil ek eintlik uitlig. So kom ons kyk na hierdie sin nou in die leidende vorm. Gitaar, dit was die voorwerp, die objek van die bedrywende vormsin, dit word nou die subjek van die leidende vormsin. So, gitaar word, omdat dit teenwoordige tyd is, gebruik ek die woord word, elke dag, mooi, deur Robert tuis gespeel. Waarom? Infinitief konstruksie, om sy maats te vermaak. So as daar enige dele is wat onduidelik is, gaan terug hiernatoe en kyk hoe dit uitgelê is en waarom dit is waar dit is. So, ons het nie regtig stampie nie, want die A en die M is omgeruil hier, die agent en die manier is omgeruil, omdat dit beter Afrikaans is. So eintlik het ons hier so smapie. Ons gaan voort met opmerkings oor stompie of stomp. Ons kan stompie elemente weglaat. Kom ons begin weer met 'n basiese sin. Die koor het Sondag liedere gesing. Ons kyk na die leidende vorm daarvan. So hier het ons net STO. Liedere is Sondag deur die koor gesing. Hier het ons STA. Die A weer eens, dis die agent. Dit is die subjek van die bedrywende vormsin wat nou funksioneer as die agent. En die deur wat daar in geel hooglig is, of uitgelig is, ingekleur is, daardie deur is eintlik 'n voorsetsel, so ons het 'n voorsetselgroep hier ook. Ons kyk na 'n verdere uitgebreide voorbeeld. Die koor het Sondag liedere luidkeels in die kerk gesing. Ek sou luidkeels kon voor liedere plaas. Die koor het Sondag luidkeels liedere in die kerk gesing. Dan het ek nie stomp soos hier nie, dan gaan ek hê smop. Kom ons kyk na die leidende vorm daarvan. Liedere is Sondag luidkeels. Daar het ons luidkeels na voor geplaas. Deur die koor, wat my agent is, in die kerk gesing. En hier het ek nie stamp nie, maar ek het smap. Bedrywende vormstelle met stompie elemente. Sy was haar motor ordentlik. Hier het ons som. So ek het die tyd hier weggelaat. Kom ons kyk na die leidende vorm weergawe daarvan. Haar motor word ordentlik deur haar gewas. Hier het ons SMA en niks anders nie. Die werkwoord natuurlik waar hulle moet wees, werkwoord altyd in die tweede posisie, of dit hoofwerkwoord is wat in posisie werkwoord 1 staan,
En of dit die hulpwerkwoord is omdat ek verlede tyd of toekomende tyd het, daar sal altyd 'n werkwoord wees in die tweede posisie in Afrikaans. So haar motor word ordentlik deur haar gewas. Ons kyk nou na 'n uitgebreide voorbeeld hier. Sondag, hier begin ons met die tyd, net om te wys dit is 'n moontlike geldige sinsvolgorde. Sondag was sy haar motor op die grasperk om die bure te beïndruk. Kom ons kyk hier na voorbeelde. Ons het tyd, ons het SOP. So ons het sop met 'n I agterna, soppie. Leidende vorm. Haar motor word Sondag deur haar op die grasperk gewas om die bure te beïndruk. So werk bietjie uit wat dit hierdie is. Dit is T-A-P-I. So dit is stapie. Bedrywende vormsinne met stompie elemente. Kom ons neem 'n toekomende tyd voorbeeld hier. Die joernalis sal altyd sy berigte foutloos by die kantoor inhandig om tyd te bespaar. Dit kom uit stompie. Ons gaan nie verder torring daaraan nie. Kom ons kyk na die leidende vorm. Sy berigte sal altyd deur die joernalis foutloos by die kantoor ingehandig word om tyd te bespaar. En hier het ons stampie. Onthou, ons praat nie meer van die joernalis as objek nie. Dit is nooit 'n objek nie. Dit is die gewese subjek van die bedrywende vormsin en sy rol is nou agent. So, daarom kom ons uit by stampie. So, sy berigte sal altyd deur die joernalis foutloos by die kantoor ingehandig word om tyd te bespaar. Ons kyk na nog 'n ander voorbeeld. Gister het Anja, ek plaas dit opsetlik eerste, die tyd om te wys dit is moontlik en geldig. Gister het Anja die rekening finaal by MyShini betaal om rente te voorkom. Kom ons kyk hoe die elemente gerangskik is hier. Dis T, S, O, M, P, I. So ons het hier so sompie. Kom ons kyk daarna in die leidende vorm. Die rekening is gister finaal deur Anja by MyShini betaal om rente te voorkom. En hier kan ek bietjie rondspeel met variante. Ek kan deur Anja sit. Die rekening is gister deur Anja finaal by MyShini betaal om rente te voorkom. So ek kan of stapie hier hê of stampie. En dit bring ons by die einde van die aanbieding nou. Baie dankie vir jou saamkyk, luister en deelname. Vir skriftelike inoefening klik hierdie skakel onderaan die video. beenthere.co.za PDF packages. Elke PDF is op een van hierdie video's gebaseer. Kyk na die video nommer bo aan die PDF werkstuk waar die werkstukke nou heen verwys word. Herspeel die video as jy meer hulp nodig het. Vir soortgelyke en ander video's, klik die YouTube skakel hier van Dirk eTeacher Playlists in die description onder die video. Baie dankie, mooi loop!